Goeiemôre vriende, ons is die Here dankbaar dat ons weer andermaal kan saam wees. Ons vertrou dat u gister se vakansiedag geniet het en dat u so 'n bietjie kon rus. Vanmôre weer die voorreg om God se woord te kan oopmaak, daaruit te kan lees en onderrigting te ontvang. Nou, ons gaan vanmôre aan met daardie woorde uit Daniël 11:32 wat vir ons sê die volk wat hulle God ken sal vashou en optree. Die engel sê vir ons, but the people that know their God shall be strong and shall act. Ek het vir u gesê toe ons Dinsdag die eerste deel van hierdie boodskap hanteer het, dat om God te ken is die hoogste vorm van kennis wat die mens kan opdoen. Kennis is belangrik, vriende, en dis noodsaaklik om te leer en te studeer en te groei ook in jou verstaan van die wêreld en van sekere vakrigtings, maar die belangrikste is om kennis op te doen van God. En nie net kennis om te sê, okay, ek weet min of meer wat die Bybel sê oor God en wie hy is en wat hy kan doen, maar juist dat hierdie kennis ons sal neem na 'n persoonlike verhouding met die Here en dan ook 'n dieper kennis en liefde vir hom. En dis belangrik dat ons sal sien, vriende, in hierdie gedeelte in Daniël 11:32 dat die Here sy volk oproep om hom te ken. En dan kom die Here en hy sê, as ons hom ken, sal ons vashou, met ander woorde sal ons sterk kan staan in 'n bose, krom, verdraaide geslag en ons sal kan optree. Ons sal teen die sisteem van ons tyd, teen die boosheid van ons tyd, teen die vergryp van ons tyd, sal ons kan opstaan. En dis baie belangrik om in hierdie gedeelte dit raak te sien. Jy sal onthou, ek het vir u gesê toe ons Dinsdag hierdie boodskap hanteer het, daar so min of meer 4 areas wat die kennis van hierdie wonderlike God van die Bybel ons mee kan help. As ons kennis van God verbreed, as dit toeneem, as dit verdiep, is daar so ongeveer 4 areas waarin dit ook geestelik vir ons tot seën en tot heil sal wees. En ek het vir u gesê, in die eerste plek, dit sal ons geloof versterk. Baie belangrik, hoe beter ons God leer ken, hoe sterker word ons geloof, want ons besef, hy is betroubaar, hy is 'n helper in tye van nood, hy is nader aan ons as ons beste vriend, en hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Dit versterk ons geloof en dit maak ons sterk in ons geestelike wandel, en ook gee dit ons genade om op te staan teen die boosheid van ons tyd. Ek het vir u verder ook gesê, ons liefde sal toeneem as ons die God van die Bybel beter leer ken. Soos ons die Bybel lees en ons doen kennis op van die woord en wat die woord sê oor God, sal ons liefde ook toeneem. En dit is baie belangrik dat ons sal sien dat Christus word deur die blaaie van die Bybel afgeskilder. Die Bybel sê vir ons dat Christus het vir ons God kom openbaar, en deur die Heilige Gees neem ons liefde toe vir hierdie God wat in die Bybel vir ons afgeskilder word. Maar die derde gedagte waarby ons vanmôre wil stil staan, is dat hierdie kennis van God vanuit die woord versterk ons hoop. Dit versterk ons hoop. Nou vriende, as ons na die Bybelse gedagte van hoop kyk, dan is dit nie 'n duimvashou gedagte van ek hoop A sal gebeur of B sal nie gebeur nie. Bybelse hoop is geanker in die beloftes van God se woord. Bybelse beloftes is ja en amen in God. Hy is die een wat dit gemaak het en wat dit in vervulling sal bring. So Bybelse hoop is iets wat seker en vas is. En al sien ons dit nie nou nie, kan ons met sekerheid sê, ons weet, dit wat God beloof het, sal in vervulling gaan. Ek kan vir u amper so sê, hoop is soos 'n teleskoop, wat deur die kennis van God uit die woord kyk tot in die onsienlike. En ek gaan vir u lees wat staan in Romeine 8 vers 23 en verder. En nie alleen dit nie, maar onsself ook, wat die eerstelinge van die Gees het, ons sig ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Vriende, baie duidelik hier, Bybelse hoop is iets wat ons in die toekoms dan ook laat insien, en wat vir ons 'n verwagting in ons harte gee, dat dit wat ons nou op hoop, sal in vervulling gaan, omdat God 'n waarmaker van sy woord is. En soos ons hoop versterk word, dat elke dag 'n dag nader is na die openbaring van hierdie heerlikheid van God, na die vervulling van sy beloftes, waar ons hom sal sien soos hy is in sy heerlikheid, des te meer staan ons sterk teen die bose, en is ons 'n getuie in hierdie bose, krom en verdraaide geslag. U sien, wanneer ons kennis van God toeneem, dan versterk dit ons hoop,
Want ons sien in die verlede was God getrou, in die hede is God getrou, en ook in die toekoms sal God getrou wees. Hy is die een wat ons deur sy woord hoop gee, deur sy karakter, deur sy wese, deur wat hy gedoen het in die verlede en wat hy beloof sal hy doen in die toekoms, gee vir ons 'n sterk hoop dat ons kan volhard en kan opstaan teen die boosheid van ons tyd. Wonderlik om te weet dat hierdie Bybelse hoop, vriende, is letterlik soos 'n teleskoop waar ons kan insien in die onsienlike en weet dat ons geloof sal eendag oorgaan in aanskoue. Hierdie hoop wat ons koester in ons harte, dat ons die Here sal sien soos hy is. Ons sal hierdie wonderlike genade smaak, om dan ook hierdie in vervulling te sien gaan. Wanneer ons aan sy heerlikheid kom, en uit sy mond hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Tot dan moet ons vashou aan die hoop, moet ons sterk staan, moet ons optree teen die boosheid van ons tyd, en ons moet ook bid dat die Here vir ons krag sal gee, dat ons nie moedeloos sal raak nie, maar dat ons sal weet die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is. Die laaste gedagte, vriende, soos ons kennis van God vermeerder, is daar ook hierdie geduld wat in ons lewe sal toeneem en vermeerder. U sien, kennis van God leer ons geduld in elke situasie. Waarom is dit belangrik om geduld te leer? U sien, wanneer ons die Bybel bestudeer, dan sien ons dat baie van die Bybelse figure deur baie stryd gegaan het. En hulle moes geduld geleer het onder die beproewing en onder die stryd waarin hulle self bevind het. U sien, wanneer ons kennis van God opdoen, dan sien ons dat die Here soms oor ons lewe dinge toelaat, omdat hy alwys is, omdat hy in beheer is van alles, omdat hy alles ten goeie laat meewerk, en daarom moet ons geduldig wees, nie opstandig raak teenoor God nie, nie emosie van wantroue instel teenoor hom, en nie vir hom vra, Here, wat dink u, wat doen u nie? Ons het nie daai reg om dit te doen nie. Ons is skepsele van die Skepper. Ons is beperk in ons kennis en hy is alwys. En kom ons dink gou-gou aan Job. Vriende, die Here het vir Job geduld geleer in hierdie erge beproewing en stryd waardeur hy gegaan het. En wat het gebeur aan die einde? Job het God beter leer ken. In hierdie tyd van erge beproewing, sy kinders is dood, sy eiendom is van hom vervreem, en sy vrou sê vir hom, vloek God en sterwe, en Job is besig, nadat hy met hierdie swere getref is, besig om hierdie swere te krap met 'n potskerf, en sy 3 vriende kom, en hulle is eintlik niks anders as mense wat hom beskuldig en beledig nie. En Job in sy radeloosheid vra op 'n stadium, Here, maar wat het ek gedoen, en waarom het u pile na my gerig, en waarom haat u my, en waarom wil u my vernietig? En wat gebeur aan die einde van Job se lewe? Het Job nie antwoorde gekry nie, maar God het hom aan Job kom openbaar, as die alleen wyse God, aan wie toekom die eer en die heerlikheid van nou af tot in alle ewigheid. Ons dink aan 'n man soos Paulus in die Nuwe Testament. Wat 'n wonderlike, voortreffelike man van God. 'n Man wat op 'n stadium die kerk van die Here vervolg het, en die Bybel sê tot bekering gekom het, en met ywer die evangelie begin verkondig het. Het hy dit maklik gehad? Inteendeel. Vriende, na mate hy God beter leer ken het sy stryd toegeneem, het sy beproewings meer geword. En ons lees daar in 2 Korintiërs 12 vers 7 amper die klimaks van hierdie stryd en beproewing. En hy sê van hierdie doring in die vlees wat hy ontvang het. En hy sê dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaring nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk. En die Here se antwoord vir my was gewees, my genade is vir jou genoeg, wat my krag word in swakheid volbring. En nou sê Paulus, baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Wat gebeur? Paulus begeer van God om hierdie stryd in sy lewe weg te neem, om die Bybel sê doring in die vlees, en wat dit presies was, weet ons nie, maar dit weg te neem van hom. En die Here se antwoord, nee my kind, my genade is vir jou genoeg, my krag word in jou swakheid volbring, jy moet nou steun op my, jy moet geduldig wees onder hierdie stryd en beproewing, wat ek oor jou lewe toelaat. En wat sê Paulus? Ek sal dit veel eerder doen, want dan leer ek hoe God se krag ook in my swakheid geopenbaar word. Wat is noodsaaklik, vriende, as ons hierdie woorde in Daniël 11:32 lees? Die volk wat hulle God ken, sal vashou en optree. Is dat u en ek nodig het om die woord te bestudeer, om God so te leer ken, dat ongeag die stryd ek sal vashou aan hom. Ons lewe in bose tye. Ek het nie nodig om dit vir u uit te spel nie. Reg oor die land en wêreld is boosheid besig om te eskaleer. Maar the people that know their God shall be strong and shall act. En as ons God beter leer ken uit die Bybel, sal ons geloof toeneem, vriende, ons sal toeneem in ons liefde vir God,
en ons liefde vir ons naaste, daar sal 'n sterk hoop in ons hart wees dat God se beloftes in vervulling sal gaan. En ag, ons sal geduldig wees. Al is die boosheid hoe geweldig, sal ons geduldig wees, want ons weet God is in beheer. Hy rig die hart van 'n koning soos 'n waterstroom net waarheen hy wil, en hy sal alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. En op sy tyd sal hy einde bring aan die godloosheid en sy heerlike koninkryk kom vestig. Mag u en ek vashou, en mag u en ek wees soos die volk van God, wat hulle God ken deur die waarheid van die woord, en dan sal sterk staan en sal optree teen die boosheid van ons tyd. Mag die Here u seën met wysheid, so ook vir my, en mag ons dan altyd oorvloedig wees in die werk van die Here tot eer van sy naam. Mooi dag vir u verder. Tada.